Wonder jy soms, wat nou? Waarheen moet ek nou gaan? Lughawens. Dis vir die meeste van ons bloot net 'n funksionele plek om op en af van vliegtuie af te klim. Maar lughawens is ook die plek waar verskillende soort mens- en verhoudingsverhale hulle self afspeel. Die aankomsborde kan net sowel 'n glimlag emoji gehad het, want hier sien ons dikwels mense wat met vreugde na mekaar hardloop, paartjies wat mekaar omhels, oupas en kinders en kleinkinders wat mekaar met liefde toevou. In die vertreksaal sou 'n hartseer emoji dalk meer gepas wees. Hier sien jy, veral in die internasionale vertreksaal, dikwels emosionele vashou momente waar trane van "ek wens julle hoef nie weg te gaan nie" spontaan oor mense se wange rol. Weerlose mense dapper probeer waai, maar stukkend is in die afskeid. Jesus het geweet dat daar 'n dag gaan kom wanneer hy sy disippels gaan agterlaat, en dat die klompie vriende van hom verslaaf, verwese, verskrik en verlangend sal wees. Daarom doen hy 2 belangrike, betekenisvolle dinge voordat hy vertrek. Hy berei hulle voor met die geruststellende waarheid dat hy wel weggaan, maar dat hy 'n ander, altyd by hul wees, trooster gaan stuur. En hy het. Die dag met sy hemelvaart sien 'n mens, ongeag die engele wat hulle gerus kom stel, verslae disippels met gesigte wat vra, "Wat nou?" Kort daarna is hulle saam met 'n ander klompie mense in 'n vertrek besig om te bid, toe hulle oorverdowende dreuning hoor en 'n stormwind en vlamme uit die hemel sien kom. Die Heilige Gees, God self, word oor hulle uitgestort. Dis toe wat hulle die antwoord kry. Hy is hier in ons nou. Mag jy ook in jou wat nou situasies weet, God kan nie vertrek nie. Vertrek is nie in sy woordeskat nie. Sy woordeskat sê, aankoms. Ek is hier. Ek is in jou. By jou. Ek sal jou altyd vashou. Ek reis saam met jou, waar jy ook al gaan. Kom ons bid. Heilige Here, ek so bly, ek hoef nie eens met u te praat om u by my te hê nie, want u is reeds in al my hierre. U was in my gisters, u is in my vandag, u is in my elke dag, in my nag. Dankie daarvoor. Amen.